Ek gesels vandag met Hannes Barnard. Hannes, wie is die man agter daardie wonderlike pen? Ja, die man agter die pen is iemand wat as seentjie baie nuuskierig was en altyd met 5 of 6 stories in sy kop rondgeloop het, en hy het toe 'n man geword wat nou met 10 stories in sy kop rondloop en 'n bietjie van 'n idealis en 'n ek sou sê 'n dromer tot 'n mate. Maar net iemand wat nog steeds nuuskierig is, wat gebore is met stories in sy kop en in sy hart. Ek is dankbaar dat ek op 'n later stadium in my lewe het ek begin fokus om die stories regtig uit te kry. So ek is dankbaar vir die geleentheid om uiteindelik het 'n uitgewer my die geleentheid gegee om van hierdie stories op papier te kry en uit te gee. So, ja, dis maar in kort wie ek is. Daar's natuurlik baie aspekte vir my, maar dit is die storiekant van my. En jy is 'n doodgewone man, jy bly in Johannesburg, getroud, of het jy iemand in jou lewe? Ja, ek is 'n doodgewone ou. Ek het die grootste deel van my professionele lewe in die boubedryf gewerk. Ja, ek is getroud met 'n wonderlike vrou, Jolandi. En ja, ons bly hier in Johannesburg. Ons geniet die stad ontsettend baie. Dit is regtig, ek dink, 'n stad wat baie mense dalk gering skat, maar dit is 'n lieflike plek om te bly. So ja, ek's maar net 'n doodgewone ou wat lief is vir stories. Eintlik nie net 'n doodgewone, maar dit is 'n doodgewone ou met uitsonderlike stories. In Halley se Komeet het jy baie teerpunte van wat in Suid-Afrika basies aangespreek. En een daarvan was dat daar nooit 'n wenner uit 'n oorlog of uit 'n stryd uitkom nie. Nou, wil ek by jou weet, in Wolk, wat was jou motivering of jou inisiatief agter Wolk? In Halley het ek uiteraard, daar is by politieke vlak het ek redelike 'n paar vrae gevra. En ek wou eintlik 'n doodgewone Afrikaner seun in 'n posisie sit waar hy, wat ek wou kyk hoe hy reageer op sekere goed wat gebeur. En in Wolk is dit tot 'n mate, dis nou glad nie polities van aard nie, maar ek wou ook my protagoniste in 'n situasie sit waar hulle, om te kyk hoe hulle reageer as sekere goeders gebeur. In hierdie geval is daar 2 aspekte. Daarso is die vriendskapsaspek wat eintlik die sterkste deel is van die verhaal. Dit is die vriendskap tussen Rufus en Zander, en hulle is lewenslange boesemvriende. En daar is nou die apokalips van hulle vriendskap, wat Rufus se pa wat wil immigreer aan die einde van die jaar. En dit beteken dat hulle van mekaar weggeskeer gaan word. Hulle gaan nie meer gedeelde eerstes wees nie. Hulle gaan nie meer in mekaar se lewens wees op 'n daaglikse basis nie. So dis daardie aspek wat ek wou kyk hoe hulle dit hanteer, as hierdie gemaklikheid van hulle vriendskap skielik uitgedaag word. En dan ook tesame daarmee is daar die ander apokalips, die swart en oranje wolk op die horison, wat niemand weet wat dit is nie, wat dreig om die groter wêreld, nie net hulle vriendskap nie, aan te raak. So ek wou kyk hoe hulle reageer op beide. So dis maar, mense is seker 'n bietjie sadisties, mense toets jou karakters, en dan leer jy deur hulle oë hoe hulle sekere situasies hanteer. Never was a cornflake girl. Thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life it's a peel out the watchword, just peel out the watchword. Got a cheaper feel now, all the sweet teas are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. Them
must have paid her a nice price. She's putting on a string, big love. This is not really, this is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword, just a peel out the watchword. That was a good solution. Ek wil met ons luisteraars dit deel. Jou karakters word so werklik dat hulle basies jou voorskryf wat om in jou boek te skryf. Wil jy net 'n bietjie verduidelik, want iemand wat nie skryf nie, gaan dit nou glad nie verstaan. Ja, dit wat jy nou gesê het. Terwyl mense dit sê, klink dit baie vreemd. Dan klink mense soos ek weet nie, as jy dalk 'n bietjie van jou kop af is. Maar dit is interessant as mens voordat mens begin skryf, dan het jy nou 'n idee van, jy het sekere idees. Ek het in Heilie se Komeet byvoorbeeld, het ek 'n baie goeie idee gehad van die einde, en in Wolk het ek nou weer 'n idee gehad van die begin, en ek het 'n paar aspekte geweet van die boek voordat ek begin het, maar ek het glad nie geweet hoe dit gaan eindig nie. Sodra mens begin skryf en jy begin die karakters leer ken, want jy, soos in Wolk skryf ek uit die perspektief van twee mense, Zander en Rufus. Omdat mense soveel tyd in hulle, as mense dit kan stel, in hulle koppe spandeer, word hulle so deel van jou, dat jy begin hulle leer ken, en later dan, jy luister maar waarheen hulle gaan. In sport praat mens van, jy's in die zone. As jy regtig, sê nou maar tennis speel, en alles gaan net goed, jy tref die bal so lekker, en hy slaan die lyne, en alles gaan net goed. En ek dink as mens skryf, gebeur dieselfde. As jy in die zone is, dan luister jy amper na die karakters, nie meer na jou eie stem nie, want dis eintlik hoe dit eg word.
As dit net die skrywerstem is, dan gee hulle die hele tyd net Hannes Barnard hoor, maar mens wil eintlik nie Hannes Barnard hoor nie, jy wil Rufus hoor en jy wil Zander hoor en jy wil ander karakters se stemme hoor. So dis 'n vreemde gebeurtenis, maar dit is baie werklik en jy kan met enige skrywer praat. Later aan kom net die karakters se stemme deur. Wil begin aan die einde. Hierdie andersheid maak van hierdie boek 'n kan nie neersit-boek nie. Ja, ek het so begin. Dis die eerste toneel wat ek geskryf het. Hy het so bietjie verander in die herskryfproses, maar die eerste toneel wat ek geskryf het is hier half in die middel van die boek of verder aan in die boek. So ek het 'n greep daai uitgevat, eintlik meer om te kyk hoe hulle daar kom vir myself. Dit het vir my effektief gewerk en ek het dit daar gehou. So ja, dis lekker om te sien, okay, hier gebeur iets en dan volg mens die storie hoe hulle daar uitgekom het en dan gaan die storie nou nog ver verby dit ook. Dit was met opset, maar ek het mense wonder maar altyd as jy jou eerste draft skryf of dit jou laaste weergawe so gaan lyk en myne het min of meer dieselfde formaat gehou. So ek is nogal bly daaroor. Dit is vir my lekker om dit vars te hou en bietjie ander goeters te probeer te eksperimenteer. Dit is my lekker om met die skryfwerk te eksperimenteer. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing, now it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we heard
jy skryf jeugliteratuur en dit gaan selfs vir iemand wat nie wil lees nie of iemand wat nie hou van lees nie. Het jy gegaan en jy het nie hoofstukke geskryf nie. Dit was Zander en Rufus en Zander en Rufus en dis vinnig. Een hoofstuk kan jy basies op een bladsy sien. So dit is vir iemand wat nie lees nie eintlik 'n uitdaging omdat dit so kort en bondig is. Dis briljant. Die idee was dat beide protagoniste praat. So wissel van die een na die ander een. So jy kry 'n blik in beide se gedagtes en uit hulle perspektief uit. En partykeer is hulle wat hulle te sê het baie min. So daar's een hoofstuk, ek dink nie dis 'n spoiler om dit te sê nie. As mens dit nou hoofstuk noem, daar's een hoofstuk wat een reeltjie is. Dis soos daar's net een reeltjie, want dit is al wat Rufus op daai stadium te sê het. Sy's in 'n moeilike plek. Dis belangrik wat sy sê, maar dis net een reeltjie en dan so ek dink hy kyk die uitleg, ontwerp en die omslag van die boek is briljant gedoen. Ek sê Linkie Brandt was die omslagontwerper, maar die uitleg ook, dit werk. Hy vloei baie lekker hoe hulle dit gedoen het. Dit is hoe hy geskryf is. Hulle het hom so mooi in boekformaat gesit dat hy vloei net. Hy gaan van die een na die ander en as jy net 5 minute het om te lees, kan jy vinnig 'n hoofstukkie lees of selfs 2. Dit is net 'n paar bladsye. Ek hou nie daarvan om dit te kompleks te maak nie en ek hoop dit kom so deur vir lesers en dat as daar mense is wat nie lief is vir lees nie en dan hoop ek hulle sal hierdie boek geniet want dit is bietjie makliker in terme van hoe vinnig dit vloei. Wat ook aangespreek word in jou boek Wolk is die verskil tussen millennials en hulle ouers se opvattings. Ek dink ons gee partykeer te min krediet vir mense wat jonger as ons is en veral as jy hulle nog sien as kinders. Ons moet onthou is dat daardie generasie is die mense wat die besluite gaan neem, wat baie van die swak besluite wat reeds geneem is, moet probeer adresseer, wat foute wat gemaak is, moet omkeer, wat soos as mens dink aan omgewingsake of selfs politieke sake, dat hulle moet besluite neem wat ons gaan stuur na die volgende 50 jaar toe. So ons moet vir hulle ondersteun en hulle is baie gewoond aan verandering. Hulle word gebore in 'n wêreld wat so vinnig verander was. Ons wat vroeër gebore is, dinge het baie stadiger verander. Nie elke jaar is daar nou maar 'n nuwe selfoon uit nie, of was nie 'n selfone nie. Ons is nie gewoond aan daai pas van verandering. Hulle is nog steeds gewone goeie mense. Ek dink ons ag hulle dalk 'n bietjie laag as ons net dink nee, rette volk en hulle kop is vol wind. Hulle is nie. Hulle is regtig. Ons moet hulle net 'n kans gee en ons moet hulle ondersteun. Dink verlede jaar het ek 'n bietjie sport afgerig hierso en as mens nou in die skole sien hoe dit was nou laerskool, hoe die kinders saam speel, daar's net geen kwessies meer wat ons dalk nog ons generasie en ouer generasies aan vasklou of wat aan gewoond was nie. So dis wonderlik om te sien, maar ek dink die ander ding wat ons moet onthou is dat nie net generasies, maar elke mens gaan foute maak. As hulle foute maak, was nie op hulle spring nie. Moet dan maar net verstaan, dit is okay as mense foute maak. Almal maak foute en hopelik leer almal ook deur foute. Gee elke mens 'n kans om 'n fout te kan maak en dan daaruit te leer. Hannes, jy het hierdie boek opgedra aan Ai. Mag ek vra wie's Ai? Ai is my vrou, dis Jolandi. Sonder haar ondersteuning sal dit nie vir my moontlik gewees het om ek dink enige boek uit te kry nie. Sy ondersteun my meer as wat ek verdien. Sy is ook my eerste leser, so as ek enige manuskrip wat ek skryf, gee ek vir haar en sy is eerlik met my. As sy van sekere goeders nie hou nie, sal sy vir my sê. Dis hoekom ek haar onder andere so baie waardeer, is dat sy kan eerlik met my wees. Dis hoekom ek dit opgedra het aan haar, want sy was die eerste leser, sy ondersteun my ontsettend baie, so ja, dit sou verkeerd gewees om dit aan iemand anders op te dra. Dit was dan Hannes Barnard. Gaan maak gerus 'n draai op die sosiale media platforms en kyk waar jy hom in die hande kan kry. Jy kan maar net Hannes Barnard in Google insit. Hy het 'n webtuiste en hy het ook 'n redelike aktiewe Facebookblad waar jy kan gaan kyk waar hy is en waarmee hy hom besig hou.